Kom ons raak nou net stil voor die Here, dat ons vir hom regtig kan sê, ons is bly dat hy by ons is en dat hy ook nou met ons wil praat. O Here my God, en deur die Seun Jesus Christus ons Here, het U ons tot kinders gemaak. Dankie dat ons daarom U stem hoor wat ons roep. Ons kom nou om U te loof, om te hoor wat U vir ons wil sê en om met U te praat. O Here, maak ons so duidelik bewus van U stralende teenwoordigheid, wat vandag vir ons 'n dag van lig sal word, waarin ons die hemel geopen sien en sal ervaar hoe 'n bietjie van U glans op ons skyn en U vrede op ons laat neerdal. Ons weet, en dit is ons troos, dat U aan die regterhand van die Vader sit. Wat U gedoen het is genoeg, vir vandag en vir môre en vir altyd. Ons is nou hier as U kinders om te hoor wat U vir ons wil sê. Praat asseblief, ons luister. Ons vra dit net in U wonderlike naam. Amen. Broer en suster, ons gaan nou die woord van die Here oopmaak by Galasiërs 3. Ons gaan daarvan vers 21 aflees. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê. Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.
En omdat ons kinders, sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons teksverse is vers 26 en vers 27. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Broeder en suster, ek dink die meeste van ons het nog fotoalbums of in elk geval foto's op ons rekenaar of ons selfoon of ergens anderste. En hierdie foto's vertel vir ons die storie van ons lewe. Het wys op gebeure gewoonlik somme van ons geboorte af tot nou dalk onlangs, miskien dalk vanoggend nog. En wanneer ons na die woorde foto's kyk en ons sien hoe ons groot geword het, dan bring dit nogal mooi herinneringe na vore. Daar's egter mense wat dalk nie foto's het nie, en mense wat dalk hartseer in hulle lewe beleef het, dalk sonder ouers groot geword het. Maar ten spyte daarvan, ten spyte van die moeilike tyd wat hulle beleef het, kan hulle sê, daar is so baie mooi dinge wat in my lewe gebeur het, en waarvolgens ek nou lewe en die lewe kan geniet. So word daar 'n storie vertel van Ben Hooper, wat 'n buiteegtelike kind was. En as gevolg daarvan is hy baie gespot en is hy in 'n sekere sin verwerp deur mense. Die kinders by die skool wou niks met hom te doen gehad het nie, en daarom pauses het hy maar daar een kant gestaan. Maar toe kom daar 'n nuwe dominee daar in die dorp aan. En Ben het toe na hierdie dominee 'n paar van sy eredienste toe gegaan. En die dominee het vir hom raak gesien. En by 'n geleentheid het hy na Ben toe gegaan en toe vir Ben die vraag gevra waarvoor Ben die heel belangrikste, bangste was. Wie se kind is jy? Toe die dominee sê, maar Ben raak so 'n bietjie senuweeagtig en hy sê gemaklik nie. En die dominee het die doodgevindig geglimlag en gesê, ek weet wie se kind jy is. Want die familietrekke in jou is so duidelik. Ben, jy is 'n kind van God. En jy moet asseblief aanhou om dit uit te leef. En Ben het later die gouverneur van die Amerikaanse staat Tennessee geword. Nou wil ek vra, as mense nou na jou vandag kyk, wat sê hulle van jou? Sê hulle vir jou, uit jou gedrag, uit jou hele lewe, kan ek sien, jy is 'n kind van God. En jy moet net dit aanhou lewe. Jy moet dit aanhou lewe. En weet jy, ek
regtig dat elkeen van ons, as mense na ons kyk, regtig sal kan sê, maar uit jou lewe, uit jou gedrag, uit jou hele familietrekke, is dit regtig duidelik dat jy 'n kind van God is. Ons teksvers sê, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. So broer en suster, ons doop vertel ook 'n storie. En dis een van die belangrikste deel van ons hele lewensverhaal, is ook die feit dat ons gedoop is. Eerstens vertel die kinderdoop ons van God se genade. Ons het vanoggend vir Vianney gedoop, 'n ou kleindogtertjie van 'n paar maande oud. Nou weet ek as mense wat sê, maar dis onsinnig om 'n babatjie te doop, want 'n babatjie verstaan in elk geval niks wat hier aangaan nie. Maar die kinderdoop vertel egter so 'n mooi storie, baie mooier is as Ben Hooper se. Hy vertel vir ons, toe ons as babatjie daar was, het baie mense eintlik gedink jy's nog 'n niemand, nie. Maar daar was iemand gewees, die Here Jesus, wat gesê het, jy is iemand. Moenie dit vergeet nie. En toe ek en jy as baba niks verstaan het nie, toe ons niks verdien het nie, toe ons niks kon beloof nie, het God na jou toe gekom en vir jou gesê, jy is my kind. Ek wil vir jou God wees en ek wil hê dat jy my kind moet wees. Ons kon eers heel wat later antwoord op dit wat God vir ons gesê het, ek wil hê my kind wees. Maar voor ek dit nog kon gedoen het God al gedink dat ek en jy baie spesiaal is. Ons is baie spesiaal in sy oë. Want voordat ons nog kon kies en kon vra, het hy na my toe en na jou toe gekom gesê, ek wil jou God wees. Jy's my kind. En dit is genade onbeskryflik groot, soos wat ons net ook gesing het. Die storie van die kinderdoop sê, ag, jy kan maar sê dis onsinnig, want daar's so baie goed wat nie vir jou sin maak nie. Die genade van die Here maak vir baie mense nie regtig sin dat hy ons genadig kan wees nie. God se liefde vir sondaars maak vir ons baie keer nie sin nie. Niemand kan dit regtig verklaar en verstaan nie. Maar ons kan dit aanvaar. Ons kan dit in die geloof aanvaar en glo. Nou wil ek vir jou vra, het jy dit al gedoen? Het jy God se genade en liefde wat hy vir jou aanbied? Het jy dit al aanvaar? Gesê, Here, dankie dat dit op my van toepassing. Dankie dat U dit vir my persoonlik ook gegee het. Ek wil so graag hê, Here, dat dit deur my moet werk en dat mense dit ook in my lewe moet kan raak sien, maar ek het U hulp nodig om dit te kan doen. Tweedens vertel die doop vir ons ook wie God sê ek is. In die doop sê God,
Jy is nie sommer net 'n jy nie. Jy is 'n prins. Of jy is 'n prinses, want jy is kind van die grootste koning wat daar is. Ek en jy is prinse en prinsesse, omdat God deur Jesus vir ons dit gemaak het. Met die doop het ons deel van 'n ander gesin geword, God se gesin. Geloof bring dus 'n totaal nuwe geslag na vore. 'n Geslag wat nie langs die lyn van menslike afstammelinge gaan nie, maar 'n geslag wat via Christus en spesifiek deur die geloof in die Here Jesus Christus na ons gekom het en aan hierdie geslag wat Christus dan geskep het, kan elkeen van ons behoort. Maar het gaan nog verder. Hier is nie net sprake van 'n nuwe geslag nie, maar van 'n nuwe huisgesin. Huisgesin sê dat daar 'n meer intiemer en direkte verhouding tussen ons en God is. Die een wat glo is nie net verlos nie, maar daai spanning wat daar tussen ons en God was, as gevolg van ons sonde, is opgehef. En dis vervang met 'n baie mooi verbintenis wat ons nou met God het. Hoe hierdie kunskap deur die Seun van God moontlik gemaak is, word vir ons verduidelik in Hoofstuk 4, daarvan vers 4 tot 7 af. Want dit sê dat solank mense die probeer om deur middel van hulle onderhouding van die godsdienstige reëls vrygemaak te word en iets by God te verdien, het hulle die status van 'n slaaf. Christus kon egter vrykom van die wet, omdat hy die wet volmaak kon onderhou. En daardie vryheid wat Christus verwerf het, kom en hy bied dit vir ons aan. Hy sê, ek wil jou vrymaak van jou sonde. En elkeen wat in hom glo, is nie meer 'n slaaf nie. Hy het gemaak dat ons nou kinders van God is. En omdat ons daai nuwe status gekry het van kinders van God, het God gekom en sy Gees in ons laat woon. Sy Gees in ons laat woon om vir ons te help om in 'n intiem persoonlike verhouding met God te staan. Kindskap impliseer ook dat ons 'n erfgenaam is. Ek en jy is 'n erfgenaam van God. Jy en ek kan alles erf wat God vir ons beloof het. Hou niks terug nie. Dit wat hy beloof, kom bied hy vir my en vir jou aan. En ek en jy moet mooi gaan dink, wat het ons al alles klaar ontvang? Wat kan ons nog alles ontvang? Wat het God alles vir ons beloof? Waarop ek kan aanspraak maak as 'n erfgenaam van hom. Maar derdens vertel die doop ook van God se vergifnis. Die doop vertel ons dat God sondes vergewe. En almal van ons het vergifnis nodig. Daar's nie een ou wat kan sê ek het nie vergifnis nodig nie. Maar God sê dit is beskikbaar. Dit is beskikbaar vir jou. En soos die water ons van buitekant af skoon maak, kom God deur die doopwater en hy sê ek wil jou ook van binne, wil ek vir jou skoon en rein was. 1 Johannes 1 vers 6 en 7 sê vir ons, as ons beweer
dat ons aan hom deel het. En ons lewe in die duisternis, dan lieg ons en ons handel nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos Christus in die lig is, het ons met mekaar deel aan die gemeenskap en reinig die bloed van sy seun ons van elke sonde. Die water in die doop is die teken van die bloed van die Here Jesus wat aan die kruis gevloei het, sodat ons verlossing en vergifnis kan ontvang. Vierens is die doop ook 'n troostvolle storie van elkeen wat gedoop is se lewe. Die doop is ook 'n troos in tye wanneer dit met ons moeilik gaan. Want ons sing ook onder andere, dit is my troos dat ek gedoop is. Wanneer hy deur 'n moeilike tyd gegaan, het Martin Luther die gewoonte gehad om iets neer te skryf of iets uit te roep. Hy het gesê, ek is gedoop. Ek is gedoop. En met ander woorde, God het gekom en hom aan my verbind. Hy het my gemerk as syne. Die doop verseker ons, God het vir ons 'n liefdesmerk gegee. Hy sal ons absoluut nooit in die steek laat nie. In Jesaja 43 staan, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En dan kom Paulus in Romeine 8, dan verseker hy ons dat niks ons ooit van God se liefde kan skei nie. En laastens is die doop ook 'n verhaal met 'n oproep. Onthou jy die dominee het vir Ben Hooper gesê, jy's 'n kind van God. Sorg dat jy so lewe. Letterlik staan daar in vers 27, wie van julle ook al in Christus gedoop is, moet Christus aantrek. Hy moet deel van jou word. Elkeen wat dus deur die doop van Christus met Christus verenig is, moet self lewe soos wat Christus van 'n Christen verwag. En dis ook die boodskap van die doop. Dit is waarom ons kinders gereeld aan die doop moet herinner en wat met die doop plaasgevind het. Want gedoopte mense is baie spesiale mense wat op 'n baie spesiale manier ook leef. Hulle word nie spesiaal oor dat hulle gedoop is nie. Nee, die doop verkondig net aan elkeen dat hy alreeds spesiaal is, omdat God hom gekies het as sy kind. Daar word 'n verhaal vertel oor die beginjare van Henry Ford en die Ford motormaatskappy. Word vertel van 'n sekere werker wat oor die jare gereedskap en motoronderdele van die werk gevat het en het huis toe geneem en dit nooit teruggebring het nie. Want dit was teen die reëls gewees. Maar almal het dit in elk geval gedoen. En toe kom hierdie werker tot bekering. En omdat hy as kind nie gedoop was nie, het hy hom laat doop. Die dag na sy doop het hy al die goed wat aan die maatskappy behoort bymekaar gemaak en hy het dit teruggeneem en dit vir die voorman gegee en vir hom sy storie vertel en gesê, vergewe my asseblief. Die voorman was so aangegryp deur hierdie man se eerlikheid dat hy
aan Henry Ford, wat toe op daai stadium ergens met verlof was, 'n telegram gestuur het en gesê het wat gebeur het. En toe het Henry Ford hom geantwoord. Hy sê, dam die Detroit rivier op en doop almal in die maatskappy. Hierdie werker het besef, as gedoopte behoort ek anders te lewe. Dit is soos wat ons in vers 27 lees, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan God behoort. Dat ons gedoop is, moet as ware, ek wil amper sê, op ons voorkop geskrywe staan. Christene moet daagliks regtig eerlik en toegewyd, optimisties en bovenal opreg wees. Ons moet mense wees wat die nood wat rondom ons is, raak te sien en om iets daaraan te doen. Dink jy nie dat as al die gedoopte mense hier in Suid-Afrika lewe soos wat die doop van ons vra, hoe wonderlik het sou gewees het in Suid-Afrika nie. Broer en suster, my storie en jou storie, die storie van Ben Hooper, of wie ook al sy lewensverhaal, vertel deur foto's en woorde vir ons iets. Maar vir elkeen wat gedoop is, begin sy ware lewensverhaal daar. Die doop vertel vir jou 'n wonderlike verhaal van God se genade en van jou kindskap. Van vergifnis wat jy kan kry. Vir troos wat jy by God kan kry. Maar dit rig ook 'n appel tot my en jou. Dit roep ons op tot 'n gehoorsame lewe. So as die dag wanneer daar versoekings oor jou pad kom, dag as jy geneig is om te wil twyfel, as jy depressief of bang is, sê vir jouself, ek is gedoop. Amen. Here ons God, as ons na U woord luister, weet ons dat ons nog ver te kort skiet. Maar een ding weet ons wil graag naby U lewe. Ons wil graag U wil doen. Daarom vra ons dat U ons op die regte pad sal lei. Dankie dat ons nie die toekoms hoef te vrees nie, want U is deur die Gees altyd by ons. Dankie dat U ons verseker dat U ons nooit sal verlaat nie en dat ons nie die onsekerhede van hierdie lewe alleen hoef aan te pak nie. Dankie dat U voor ons loop en ons U maar net hoef te volg.